Welkom by my diepste smeekgebede, sessie nommer 8. Gee my wysheid en insig. Wat is wysheid? Ek dink ons het 'n idee van wat dit is, maar soms is dit 'n bietjie vaag en miskien dink ons dis nie so tasbaar of prakties nie en dan vergeet ons om dit van God te vra. Wysheid is die vermoë om al die aspekte van die lewe uit God se perspektief te sien en daarvolgens op te tree. Dit is meer as blote kennis. Dit is die vermoë om daardie kennis op die regte manier toe te pas en daarvolgens te leef. Ek wil jou uitnooi om vir die eerste deel van hierdie sessie na Spreuke 8 te blaai. Ons gaan daar 'n bietjie stil hou. Hier sien ons wysheid verpersoonlik as 'n edele vrou. En mag dit ook waar wees van elkeen van ons as vroue, dat mense ons vrou van wysheid kan noem. Sou jy nie daarvan hou op daardie manier beskryf te word nie? Hier word wysheid as 'n persoon uitgebeeld. Ek bid vir ons Here, terwyl ons u woord oopmaak, is ek net bewus daarvan, dat u woord baie meer belangrik is as my woorde. Dit is u woord. Ons eer dit. Ons het dit lief. Ons aanbid dit. Ons bewe voor dit. Ons vra dat u deur u woord tot ons sal spreek. Laat daardie woorde hulle weg na ons harte vind. Mag dit wortel skiet en vrugte vir u heerlikheid dra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Hierdie dame, hierdie wysheid, hierdie wyse vrou roep uit in die strate. Ek lees vanaf hoofstuk 8 en ons begin by vers 1. Roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie? Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy, aan die kant van die poorte, by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure, roep sy hardop. So hier kom wysheid in daardie baie sigbare, openbare plekke met 'n beroep, 'n oproep, 'n dringende boodskap. Wat sê sy? Ons kyk na vers 4 en 5. Ek roep na julle, manne, en my stem is tot die mense kinders. Leer tog skranderheid verstaan, eenvoudiges en dwaase, leer verstandigheid verstaan. So na wie roep wysheid? Na elke mens. En sy beskryf mense op hierdie manier. Hulle is eenvoudige mense. Hulle is dwaase. Maar wat beteken dit? Jy sê dalk, ek is nie 'n eenvoudige mens nie. Ek is nie 'n dwaas nie. Wel, afgesien van Christus, is ons almal eenvoudige mense en dwaase. Daardie woord eenvoudige, die wortel daarvan beteken 'n oop deur. Dit verwys na iemand wat 'n gebrek het aan onderskeidingsvermoë en goeie oordeel. Wysheid roep dus uit na die wat bloot alles inneem wat die kultuur en die wêreld as wysheid beskou. Hulle aanvaar eenvoudig alles wat hulle sien en hoor. Hulle glo wat hulle lees. Hulle neem sommer die gees van die tyd in. Hulle is eenvoudig, oop deure. Hulle onderskei nie. Hulle het geen geestelike oordeel oor wat hulle hoor nie. Hulle kort wysheid en insig. Daarom roep wysheid na hierdie eenvoudige mense uit. En dan roep wysheid ook uit na die dwaase. Dwaase is die wat God se wysheid teestaan. In plaas daarvan vertrou hulle op hulle eie wysheid. Hulle doen wat vir hulle natuurlik voel. Hulle doen wat goed voel. Hulle volg hulle eie pad. Hulle dryf saam met die stroom. Hulle doen dinge omdat dit is wat tradisie voorskryf. Hulle is dwaas, omdat hulle nie God se wysheid aanvaar en omhels het nie. Al hierdie, die eenvoudige mense en die dwaase, het wysheid en begrip nodig. Om wysheid te soek, soos ons in hierdie gebed vandag bid, is 'n uitdrukking van nederigheid. Wanneer ek bid, Here, gee asseblief vir my wysheid en onderskeidingsvermoë. Erken ek dat ek wysheid ontbreek, dat ek onderskeiding ontbreek, dat ek begrip ontbreek en dat ek wysheid nodig het. Ek sê, Here, my eie wysheid is nie genoeg om hierdie situasie te hanteer nie. My wysheid is nie voldoende om hierdie probleem te hanteer nie. Jy mag dalk sê, Here, my wysheid is nie genoeg om hierdie kind te hanteer vir wie daar nog nooit 'n handboek geskryf is nie. Ek het u wysheid nodig. En bygesê, dis een van die redes, dink ek, hoekom God ons graag in situasies en omstandighede sal plaas, wat te groot vir ons is, te moeilik vir ons is.
te groot vir ons is om te hanteer. Dit mag 'n huwelik met 'n moeilike man wees. Dit mag die verlies van 'n maat of 'n kind wees. Dit mag 'n verwarrende situasie in die werkplek wees. Dit mag 'n moeilike verhouding wees of dit mag 'n finansiële dilemma wees. Maar in hierdie situasies, waar ons op ons eie hulpeloos is, sê ons, Here, ek het U nodig. Ek het U wysheid nodig. Ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Dis 'n uitdrukking van nederigheid. Hou jou plek by Spreuke 8, ons gaan nou terugkom daarheen. Kyk net gou na hoofstuk 9. Jy gaan sien dat die vrou van wysheid uit hoofstuk 8 gekontrasteer word met die vrou van dwaasheid in hoofstuk 9. En die vrou van dwaasheid roep ook uit na almal en enigiemand wat sal luister. Ons kyk saam na vers 13. Die vrou dwaasheid is lydrigtig. Is dit nie 'n kommentaar op ons tyd nie? Lydrigtige dwaase wat vroue, dis die teenoorgestelde van wysheid. Sy is verleidelik en weet niks nie. Sy tree wel op asof sy alles weet, maar eintlik weet sy niks. Sy sit by die ingang na haar huis op 'n troon op die hoogste plek in die stad. Let op, sy is op dieselfde plekke waar vroue van wysheid is. Sy is in dieselfde openbare ruimtes, dieselfde sigbare plekke. En sy roep ook uit na die wat verbygaan. Om te roep na hulle wat op die pad verbygaan, wat reguit loop op hulle paaie. Wie onkundig is, moet hierheen afdraai. Vir die sonder verstand, het sy gesê. So jy sien hierdie twee stemme, vrou van wysheid en vrou van dwaasheid. Vrou van wysheid verteenwoordig natuurlik die wysheid van Christus, wat die wysheid van God is. Vrou van dwaasheid verteenwoordig die wysheid van mense, wat dwaasheid is. Hierdie twee kontraststemme praat op dieselfde plekke, in die hoofwee van die lewe. Hulle roep albei uit. Hulle roep albei na dwaase mense. Hulle roep albei na eenvoudige mense. Die vraag is, na wie gaan die skare luister? Na wie se stem gaan hulle aandag gee? Hulle spreek albei tot dieselfde gehoor, wysheid en dwaasheid. En wat sê vrou van dwaasheid in vers 17? Gesteelde water is soet, en brood in die geheim geëet is smaaklik. Sy is aanloklik. Sy verlei haar luisteraars tot onsedelikheid, tot misleiding, tot verborge geheime wee, en sy beloof, as jy dit eet, dit proe, dit doen, daarheen gaan, sal jy die wonderlikste lewe hê. Sy laat sonde lyk, asof het aangenaam is. Dis presies wat Satan met Eva in Genesis 3 gedoen het. Die eenvoudige, dwaase een, wat nie insig het nie, aan wie sy praat, in vers 18, die Nuwe Lewende Vertaling verwys na dit as dooies, maar hy weet nie dat die skimme, of dooies, daar is nie. In die diepste van die doderyk is daar genooides. Twee heel verskillende uitkomste, afhangende van na wie jy luister. Vrou van wysheid of vrou van dwaasheid. Kom ons gaan terug na Spreuke 8. Ons gaan die hoogste waarde, die betekenis en seëninge van wysheid sien. Ek wil dit graag met jou deel. Van die wêreld laat jou glo dat as jy die wysheid van God het, jy dom of eng is, of bevooroordelend, of agterlik, of onopgevoed, of dat jy ellendig gaan wees. Maar ek wil hê jy moet sien dat as jy die wysheid van God omhels, jy van alle mense, die een is wat beny moet word, jy sal geseënd wees. Dis die waarde, die betekenis van wysheid. Ons lees verder in Spreuke 8 vanaf vers 10. Vrou van wysheid sê, neem my tug aan, en nie silwer nie. Jy het 'n keuse tussen wysheid en 'n salarisverhoging. Neem wysheid, laat staan die verhoging. Dis wat dit sê. En kennis liewer as uitgesoekte goud. Sou jy liewer die lotto wen of God se wysheid hê? Dink daaroor. As jy God se wysheid het jy beter gevaar as om die lotto te wen. Want wysheid is beter as korale en niks wat begeerlik is, kan met haar vergelyk nie. Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. My vrugte is beter as goud, as fyn goud. My opbrengs beter as uitgesoekte silwer. Op die pad van geregtigheid loop ek, presies op die paaie van regverdigheid, om hulle wat my liefhet, besittings te laat erf. Hulle voorraadkamers maak ek vol. As ons dit lees, hoekom sou ons nie wysheid wil hê nie?
Wysheid is kosbaar. Dit is van ons skatbare waarde. Dit is skaars, dit is begeerlik. Dit is die moeite werd om na te jaag. En dit is die bron van ware, blywende rykdom. Daar is soveel ander seëninge wat uit wysheid voortvloei. Jy hoef nie daarin te blaai nie, maar laat ek net gedeeltes uit Spreuke 24 lees. Luister wat Spreuke 24 vers 4 sê. Deur kennis word die kamers gevul met allerhande kosbare en waardevolle artikels. Wil jy 'n pragtige huis hê? Vul dit met wysheid. Dit is die binnenshuise versierder wat jy in jou huis nodig het, om daardie ou verslete bank en daardie verslete gesindhede, waardes en woorde aan te spreek. Vul jou huis met wysheid. Nooi die Heilige Gees in as die ontwerper van jou huis. Laat hy vir jou wysheid en insig gee. Dit is wat jou werklik ryk sal maak. Vers 5 tot 6. 'n wyse man het mag en 'n man met kennis maak krag meer doeltreffend, want deur goeie leierskap kan jy oorlog voer en oorwinning kom deur baie raadgewers. Vers 13 en 14. My seun, eet heuning want dit is goed en die heuningkoek is soet vir jou mond. Besef dan, so is die wysheid vir jou lewe. As jy dit vind, is daar 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Hoeveel van julle smag na suiker? Moontlike suikerverslawing. Ek dink nou aan 'n lekker malva pudding met vla. Daardie soetand. Ons is lief vir suiker. Eet heuning want dit is goed. Dit is soet vir jou verhemelte. Die skrif sê, wysheid is so vir jou siel. Maar dit gaan jou nie seermaak nie. Dit gaan jou help, dit gaan jou seën. As jy dit vind, Spreuke 24:14, wat vind? Wysheid. Sal daar 'n toekoms wees en jou hoop sal nie afgesny word nie. Dis net 'n paar van die seëninge van wysheid. Dit is hoekom ons daarna wil streef. So kom ons gaan terug na Spreuke 8. Ek gaan terug na 'n vers wat ek vroeër oorgeslaan het, vers 17. So mevrou van wysheid, sy praat steeds, sy sê, wie my lief het, liefde vir wysheid. Jy sien dieselfde konsep in vers 21. Om hulle wat my lief het, besittings te laat erf. Het jy wysheid lief? Wil jy regtig saam met wysheid wandel? Wil jy leef met wysheid? Wil jy 'n lewenslange vriendskap en intieme verhouding met wysheid hê? Het jy wysheid lief? Spreuke sê, ek het die lief wat my lief het. En die wat my soek, sal my vind. Soek wysheid. Hê wysheid lief. Soek wysheid. Hoe soek jy wysheid? Wat beteken dit? Dit beteken is iets wat ons doelbewus moet doen. Ons moet proaktief wees oor dit. Ons moet dit noukeurig nastreef. Dit neem tyd. Dit verg moeite. Jy kan nie lui wees en wysheid kry nie. Jy kan nie by die huis kom, jouself op die bank neergooi en die televisie aanskakel en met Netflix of sportkanale of die flikkanaal of wat ook al is wat jou gunsteling is, net uitzone en verwag om 'n wyse vrou te word nie. Nee, dit verg tyd en nasporing. Dit verg om jou televisie af te skakel. Dit verg om jou internet af te skakel. Dit verg om nee te sê vir jou foon. En ek preek vir myself. Dit verg tyd. Dit verg moeite. Maar God beloof om wysheid te gee aan die wat hom daarvoor soek. Hy beloof dat jou soeke beloon sal word. Kyk na Spreuke 8 vers 32 tot 34. Dis nou nog steeds wysheid wat praat. Daarom, seuns, luister na my. Gelukkig is hulle wat op my paaie bly. Luister na my vermaaning en word wys. Moet dit nie in die wind slaan nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, deur dag na dag by my deure te waak, by die kusyne van my ingange, wag te hou. Sien jy die gesindheid wat ons wysheid gee? Dis soos om op die rand van jou stoel te sit, jy leun in, en jy luister, jy is aandagtig en op soek na wysheid. Ek praat hier met myself, die skrif spreek, en hy sê, luister na wysheid, luister na tugtiging. Ek dink, om te luister, dui op 'n nederige, onderrigbare gees. Meeste van ons is nie goeie luisteraars nie. Om na wysheid te luister beteken dat ons besef ons het wysheid nodig. Die teenoorgestelde is iemand wat in sy eie oë wys is, wat altyd praat, wat altyd weet wat om te sê,
wat altyd weet wat om te doen. As jy vinnig is om te praat, in jou huis, op jou werkplek, in jou kerk, in jou huwelik, en jy is nie 'n baie goeie luisteraar nie, terloops, klein afdwaling hier. Ek ken baie vroue wat gefrustreerd is, omdat hulle mans nie veel sê nie. Nou dalk is jy nie met so 'n man getroud nie, maar baie vroue is. Baie vroue is meer spraaksaam as hulle mans. Hulle het daarvan gehou toe hulle uitgegaan het, want hy was so stil. Nou is hulle al 15 jaar getroud, en dit maak hulle mal, dat hulle hom net nie aan die praat kan kry nie. Ek sal vir jou een van die redes vertel, hoekom sommige mans nie meer praat nie. Dis omdat hulle nie kans kry nie, omdat hulle vrou altyd praat. Spreuke sê dat raad in die hart van die mens is soos diep waters, en 'n man van verstand sal dit uitlok. Spreuke 20:5. Wil jy wysheid uit die hart van jou man uitlok? Luister dan. Vra. En moenie die vrae self antwoord voordat hy kans kry om iets te sê nie. As jy wysheid wil hê, is dit dieselfde ding. Luister. Moenie altyd praat nie. Luister na tugtiging. Maak nie saak hoe oud ons raak nie. Ons is nooit te oud om na tugtiging te luister nie. Ek hou daarvan om wyse mense om my te hê, wat God se woord in my lewe spreek, wat waarheid in my lewe spreek. As ek op my emosies leef, op verkeerde maniere dink, ek hou daarvan om mense om my te hê, my susters, vriende, paartjies, my man, wat praat en sê, hier is wysheid uit God se woord, hier is die waarheid. Maar ek moet luister, ek moet 'n hart hê, om na tugtiging te luister. Dan sê vrou van wysheid, gelukkig is die mens wat na my luister, deur dag na dag by my deure te waak, by die kusyne van my ingange wag te hou. Soek jy wysheid daagliks? Hoe dikwels? Elke dag. Heel dag. Die wysheid is hier in God se woord. Jy sal nooit 'n wyse persoon wees, as jy nie daagliks by die poorte wag waar wysheid gevind word nie, wat in die woord van God is. Nancy vertel, haar pa was 'n man wat altyd na wysheid gesoek het. En een van die plekke waar hy elke dag ingeleef het, was in die boek Spreuke. Hy het elke dag 'n hoofstuk uit die boek van Spreuke gelees. Die hoofstuk het ooreengestem met die dag van die maand. So as dit die 4de dag van die maand was, het hy hoofstuk 4 van Spreuke gelees. Op die 17de dag het hy Spreuke 17 gelees. Vir 28 jaar lank. Ja, hy het ook elke dag psalms, die Ou Testament en die Nuwe Testament gelees, maar altyd die Spreuke hoofstuk vir die dag, omdat hy God se wysheid wou hê. Haar broer Maak het in sy pa se voetspore gevolg. Elke dag, vir dekades, het haar broer sy dag begin met 'n hoofstuk in Spreuke en ook ander skrifgedeeltes. En nou het Maak se seun, wat pas uit die universiteit is, dieselfde gewoonte. Sedert hy 'n klein seentjie was, het hy elke dag met die begin met Spreuke hoofstuk vir die dag. Wil jy wysheid hê? Wil jy jou kinders met wysheid hê? Doen dit in God se woord. Wat doen jy proaktief om wyser te word? Wanneer jy vrye tyd het, hoe spandeer jy dit? Blaai jy deur die internet? Of spandeer jy tyd in God se woord? Na wie of wat luister jy? Vul jy jou gedagtes met sy woord? Of vul jy dit met die wêreldse wysheid en nietige dinge? Want verder sê Spreuke 8:35, want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry welbehae van die Here. Dit is die seën van wysheid nastreef. Dan sien ons in die volgende vers die gevolge van 'n lewe sonder wysheid. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Spreuke 3 sê vir ons dat wysheid 'n boom van lewe is. So om God se wysheid te verwerp of te ignoreer, is om 'n pad van die dood te kies. Ons kan nie sonder wysheid leef nie. En ons kan nie leef sonder Christus nie, wat die wysheid van God is, volgens 1 Korintiërs 1:24. As jy hom verwerp, sal jy in jou sonde sterf. Christus is die wysheid van God. Ons sien dit reeds al die pad terug in die Ou Testament. Jesaja 11:2. 'n Profesie oor die Messias sê, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand. Kolossense 2:3.
sê vir ons dat in Christus al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Wil jy die skatte van wysheid hê? Die skatte van God se kennis? Gaan na Christus. Gaan na sy woord, die geskrewe woord, en na Christus, die lewende woord. Paulus bid in Efesiërs 1:17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan ons, die gees van wysheid en openbaring, en die kennis van hom sal gee, en die kennis van Christus. Hoe kry jy daardie wysheid? Vra hom daarvoor. Sê vir hom jy het dit nodig. Sê vir hom jy kort dit. God wil hê dat ons wysheid moet ontvang. Wysheid kom van God. Job 12 vers 13 sê vir ons, by God is wysheid en krag. Aan hom behoort raad en insig. Soms praat God met jou en gee vir jou sy wysheid deur wyse vriende. Hy wat met die wyse wandel, sal wys word. Maar hier's ook 'n waarskuwing. Ek het 'n groep vroue. Ons stap al jare saam en ons bid al vir jare saam en ons dra mekaar se laste. En ek het baie ander vriendinne en kosbare susters in Christus en soms vang ek myself dat ek hulle om wysheid vra nog voor ek die Here gevra het. Nou daar's niks verkeerd daarmee om wyse mense te vra nie en ek het al baie wysheid van my susters en broers in Christus ontvang, maar moenie nalat om God self te vra nie. As jy wysheid wil hê, dit kom van hom. Ware wysheid word in Christus gevind. Daar's geen ware wysheid buite Christus nie. So leer hom ken, bly in hom, word gevul met sy gees en laat God jou wys maak. Druk dit die begeerte van jou hart uit. Wil jy 'n wyse vrou wees? Vrou van wysheid roep vandag. En so ook vrou van dwaasheid. Hulle albei roep. En jy sal vandag met albei te doen kry. Na wie gaan jy luister? Wie gaan jy volg? Here, ons het vandag die stem van vrou van wysheid gehoor, wat uit u woord na ons roep. Ons het ook die stem van Christus gehoor, wat u wysheid is, wat na ons roep en ons sê, ja, Here, ons het u wysheid nodig. Ons het u nodig. Ons het geen wysheid in onsself nie, buiten u. Maak ons dus wyse vroue van God en help ons om die lewe deur u oë te sien en daarvolgens op te tree. Mag elke area van ons lewens regeer word deur die wysheid van u woord. Maak ons dan vroue wat u wysheid soos 'n aflosstokkie aan die volgende geslag oordra, sodat hulle ons kan hoor as vrou van wysheid wat in hulle ore spreek, aan die eenvoudiges en die dwaase. Hier is die weg, wandel daarin. En mag ons lewens as vrou van wysheid, mense wat agter ons kom, mense rondom ons, altyd na Jesus wys. Hy wat die wonderlike, groot wysheid van God is. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.